Hey. Hallo. Vanaand gaan ons praat oor lense. Sommer begin met hierdie interessante RF lens van my vrou. Sy gaan my slaan, so ek moet hom mooi oppas, né? Dis baie, en ek rekord met die R50 sonder 'n mic, so kom ons kyk hoe sy internal mic werk, sommer nou 'n goeie toetsie. So laat ons sien. Daai lig in my brille werk nog steeds lekker ver. Lekker saai, ons kom daar. So ek sal nog ander ligte kry. Either which way is 'n 1850 RF lens. It's actually a baie nice lens. It's STM en internal stabilizer is amazing. Vir so 'n klein lens hier. En die interessante is die mounts lyk ook so baie na die nee, is redelijk changes. En wat vir my interessant is, die glas is rond. En julle gaan nie kan sien nie. Die glas is rond. Hy loop soos 'n balvorm. Nie soos die ander lense wat plat is nie. Dit is baie interessant. En hulle caps pas net one way op. Baie interessant. As mense so weet, is aan die EF lenses of die gewone lenses, dan druk jy hom sommer net enige way op en hy pas. Hierdie is nou nie so nie. Ek het actually vir haar lens ook gekry van Temu af. Dat was 'n bargain en hy werk nice. En is actually, hy het actually die kode op, as ek het nie meer, ja. Het actually die kode daarop. Jy nou kan sien, so ek nie weet nie, maar en dit is cheap. Temu is so goed as mogelijk, so ja. Met hierdie lens, die enigste ding wat vir my interessant is van die RF lenses is hulle f-stop wat so hoog begin ook. Maar wat sê, ek dink dit help ook met die prys. Hulle is nog steeds redelijk duur. Hy is niet duur as wat my 70-200 of ja, amper. Dis min of meer om in dieselfde klas, maar ek bedoel, sy f-stop is, wat ding die kyk, is hoog. Hulle begin op ja, 4.5 na 6.3. So dit is nog hard vir 'n lens, maar dit het ook baie, ek dink, met sy size te doen, omdat hy so smal is. As jy in vergelijking met 70-200, hierdie is 'n stunning lens. Hierdie is net so stunning lens, maar in size comparison. Hierdie een is amper 12 jaar oud, 13 jaar oud al, en hy neem nog steeds asof hy hom gister gekoop het. Hy was nog nooit geservice nie, en het is bietjie duur om hulle te service en alles, maar ons kom nou, ek wil hom eendag bietjie vat om geservice te word en alles, maar obviously in comparison, can you imagine, hierdie is 'n f2.8 lens, 70-200 en dit is non-IS en ek neem my sport met hom. Ek neem eintlik alles met hom. Ja, portraits, you name it. Ek sal families ook afneem met die ding. Die ding is rarig, 'n stunning all-round lens. Is ook vir interessantheidsonderhoude die wat wonder, is so die luxury lenses is. Ek kry eintlik klomp verskillende luxury lenses, soos die 24-105 kry ook in 'n L lens. Soos sy f-stop bly dieselfde. So die 24-105 is, die algemeen is f4, so hy bly f4 as die zoom. En hierdie ene bly 2.8 as die zoom. En wat vir my baie interessant is ook, hy zoom in die binnekant van die barrel. Hy het nie
gedeelte wat uitkom voor of soos die 100, 400 wat slide en daai tipe goeders nie. So, maar hy is nogal 'n gewiggie. So is iets om aan gewoon te raak. So kom meeste van ons neem maar met 'n monopod. Dit help baie om hom stable te hou en al sulke goeders, maar ek neem tot in lae lig in die kerke wat ek afneem, kerkdienste en goeders, neem ek met die lens af. En dan obviously het jy nie nodig om tussen die crowd te wees of daar te wees waar jy almal se aandag trek of aandag aflei of sulke tipe goeders nie. En op 2.8 doen hy regtig vir my goed, veral in lae lig. En sonder die stabilizer neem ek tot op 80 shutter speed en ek kry nog steeds skerp foto's met hom. So ek sal seker laer kan gaan as die mense regtig stil staan, maar dis min of meer waar ek het push. Ek gaan nie laer as dit nie. So ja, maar dit hierdie is versekerde belegging om te maak as jy in sportfotografie ingaan. Want die lekker voordeel van dit is sy reach is genoeg om alle tipe sports af te neem. Of jy nou in 'n veld afneem, of jy nou hockey afneem, of netbal wat in 'n kort baan is, of binne huis afneem, maak nie saak nie, hy werk. En jy het daai spasie van 70 tot 200 en sy bouke is stunning. Hy skei die subject van die agtergrond baie mooi. Ewen al is hy ons ver weg. Ek het baie met hom, of ek het nou al my sportgoeders met hom afgeneem. Ek het een keer die IS Vision Vision ook gebruik. En ja, hy sal so min gebruik, hy is dalk seker nog 'n Virgin, maar hy maak my basis presies selfs werk. Omdat ek op 'n monopod is en so aan, omdat hy swaar is en goeders, is die IS is nie regtig so belangrik nie. En die ding se glas is regtig pyp. It's amazing. So die ander ding ook is jy kry extenders wat jy kan opsit. Ek het die merk 1 extender gehad op 'n tyd, die 2X. Die enigste nadeel van dit is, dit maak jou foto's baie sag. Die 2X merk 1 is regtig nie die moeite werd nie. Is nie die moeite werd om my geld uit te haal nie. Is nie die moeite werd om te koop nie. As jy net rondspeel en jy het geld om te mors, by all means, doen dit, maar dit 2X is nie die moeite werd nie. Gebruik dan eerder die geld en koop 'n goedkoop Sigma 150 vir 500 of so iets. Dit sou beter wees as wat jy die 2X extender op so 'n ordentlike lens sit en jou foto's is nie die kwaliteit wat jy wil hê nie. Die 1.4X is baie nice, Mark 2 of Mark 3. Ek het die Mark 2 gehad, ek het hom ook verkoop. Hy is nice en alles, maar wat jy moet in ag neem is, as jy sportfotografie buite doen, is verander die ligomstandighede verskriklik baie. So ewen ons al wolk voor die son inkom, change jou settings en alles. En ek like dit nie om die ISO te veel te jaag, veral met sportfotografie nie, want dit gaan 'n maand te perd vat om 1000 foto's te denooi. Dit is ongelooflik. En jy gaan nie dieselfde kwaliteit kry as wat jy sonder die extender gewerk het en net bietjie beweeg het op die veld en nader gegaan het of geloop het of wat jy wil kom. Nee. So dit is nou steeds vir my nie moeite werd nie, maar die 1.4X stoot jou, jy verloor 1 stop lig. So as jou f-stop 2.8 is soos op die lens, dan gaan hy 'n f4 lens outomaties. So dan sou ek sê, is even nog beter om jy 100, 400 te koop as jy hom kan bekostig. As wat jy die lens combine met die extender. As jy 2X van, dan gaan jy 2 stoppe op, so dan gaan jy na 5.6 toe.
is jou laagste F-stop dan. So dis verskriklik. Vir ons wat nou gewoond is aan die lae F-stop en weet wat help om die spoed lekker vinnig te kry en regtig lekker crisp foto's te kan kry, is dit eerlikwaar nie die moeite werd om jou F-stop so hoog te laat gaan. En jy kan nie laer gaan nie, want ja, is scenario's waar jy Sondag baie skyn en alles en jy wil dalk 'n groep afneem, dan het jy die opsie om jou F-stop op te vat. Maar as jy daai extenders op het, het jy nie 'n opsie om weer terug te gaan nie. So wat jy het is wat jy het dan, en dan moet jy maak met dit wat jy het. En wat nicer is jy op 2.8 deeltyd kan neem. So dis hoekom die groot sportfotograwe of die ouens wat gesponsor word en so aan, jy kan die lense hier by Outdoor Photo. Ek dink jy kan by ouer MS ook hier in die Kaap en so aan. Ja, en hier hulle die 300 f2.8. Die 300 f2.8 is 'n stunning lens. Dit is 'n merske groot lens, want hy is so groot lens, so almal moes hom seker al iewers gesien het. So daai ding neem stunning foto's af. Ek ken jy's 'n fotograaf wat nou die dag saam met my by Loftus afgeneem het met die billetjies daar, wat ook so 'n lens gebruik het. En sy, ek kan nie onthou of daar was en of sy dit gehuur het by Outdoor Photo nie, maar ja, dit is 'n stunning lens. Dis 'n manier van 'n lens, maar hy neem sulke skerp en mooi foto's af. Nie dat hierdie nie doen nie, maar die verskil is obviously het jy minder krop nodig met 'n 300. Maar die probleem ook dan is jy 'n 300 f2.8 het en is 'n prime lens, gaan jou foto stunning wees, want sodra jy maar nader aan jou kom, gaan jy effens 'n probleem hê, want ek dink daai lens is so nice dat jy gaan iemand se neushare afneem as hulle te wild na jou toe hardloop, so. So ja, maar wat ek wou sê, in vergelyking met hierdie lens, nee. Hierdie is nou, kyk, ek het gesien hulle is R11.000 niet by, ek dink dit was by Outdoor Photo. Nou dit is 'n verskriklike bedrag vir so 'n klein lensie, nee. Maar die ding doen wonders. As jy nou vergelyk met, as jy nou vat, hierdie is nou eintlik 'n amper soos 'n tipe kit lens, as jy nou vat met die EF lenses, omdat sy f-stop so hoog is en bla bla bla. So as jy nou vat, as jy 55-250 Canon EF lens gebruik het, en jy compare dit met iets soos die, is die ding amper so goed soos my 70-200 en die 55-250 is soos 'n kit lens wat 1855 is. Dit is nie 'n comparison nie. Dis ongelooflik. Ek sou gelyk het om 'n foto te neem met die ene en dan die 55-250 en sien hoe hulle verskil. Even met dalk 1835, en dit is naby aan mekaar, en die is 1850. So die 1835 is ook nice, hulle features is baie naby aan mekaar. Ek dink die 1835 se f-stop laagsien is net 3.5 en dan op as jy zoom, en hy het ook IS, ek kan nie onthou of hulle STM is, maar hy het ook internal stabilizer. Maar soos die ding, en die voordeel van die ding is 'n mens hier die lense gebruik van die RF reeks. Jy hoor nie die lens nie. Die ding fokus asof dit, of ek weet nie, jy hoor nie die ding beweeg nie, jy hoor nie hom search nie, jy hoor hom nie hand nie, jy hoor nie niks. Even al zoom jy, die ding is so smooth, dit is unbelievable. So dit is, vir my, is die
mechanics van die ding is baie na aan 'n L-lens. En in vergelyking is hulle veronderstel om ja, hierdie een sy oupa, obviously, of oupa grootjie, hierdie nie, nou seker nie sy oupa grootjie, maar oupa, en die ding is veronderstel om soos 'n normale lens te wees, maar dit is nie. Geloof vir my dit is. Ons het nou die dag fotoshoot gedoen in ons studio hierso. En actually het die foto's tanning uitgekom wat my vrou met die ene geneem het. En ek was verbaas oor die detail wat jy inkry, want even waar sy op min of meer 18 afgeneem het, is heeltemal terug en hy sien is ingezoom om soos close-up te fokus op iemand nie. Sy was dit 'n familietjie van 2 kinders. Nee, hoeveel kinders was dit? Ja, dis 2 kinders, 'n kleintjie en 'n bietjie groter boetie. En die ma en pa. Waar hulle saam gesit het en hulle het dit afgeneem. En as jy ingezoom het in die foto, word jy gewoonlik so half 'n egaligheid kry by jou oë. Nee, of almal opgelet het al daarna. Kon jy actually die details sien van die ooghare wat en die grofheid op hulle ooglid kon jy sien in die foto sonder dat jy so ver inzoom dat hy pixelate of enigiets soos dit, want sy neem ook met 'n R50 kamera soos 24 megapixels, so jy het lekker baie spasie om mee te werk. Maar dit was vir my stunning om te sien dat as jy inzoom sonder dat jy pixel creeping doen, dat die foto nog steeds so in detail is op sulke klein plekkies. Dan die ander ding ook wat ek geniet van hierdie tipe lenses is, veral vir iemand wat, ons is nou nie beginner fotograaf nie, maar vir iemand wat begin met fotografie, wat ek dink is wat nice is, van die f-stops wat so hoog begin, is, jy hoef nie te stress oor, jy gaan iemand uitblur, of nie. Want ek bedoel, as jy nie gezoom is nie, obviously is hy klaar 4.5, so jy f-stops al klaar hoog. So jy kan klaar 4 mense gemakkelijk afneem. Geen issues nie. En dan is jy nog nie gezoom ook nie, so obviously alles gaan in focus is. En sodra jy om zoom en jy gaan voluit, is jy 5.6. So dan het jy in aanval nog meer spasie in die f-stop vir foto's om nie foute te maak nie. So ek dink dit is 'n groot aspek vir mense wat ook begin, want ek wil sê as jy nou gaan en jy koop jou eerste kamera en jy leer nou alles en nou koop jy dit is nou crazy, man. Sê nou maar jy koop 'n 50 1.2. Ek kan jou beloof hy gaan sukkel, want as hy op 1.2 afneem, 1.2 f-stop so kort dat jy kan op iemand se neus korrel as jou afstand naby is en sy ore gaan uitfokus uit hierdie gedeelte gaan uitfokus uit. Daai ding sy diepte van veld is so kort en dan gaan jy sukkel en dan jy obviously moet f-stop op en jy moet terug staan agtertoe en soos ek gesê het in my vorige video's, afstande te groot impak op jou f-stop. Of althans op jou bouke en jou diepte van veld agtertoe. So dit is een ding wat ek dink wat nogal baie nice is van die want dus ek maak het nog 'n EF kit lens. Ek record actually nou op hom. Ek wil sommer 'n bietjie toets op hoe nice werk hy want hy is ook STM so hoor hom nie fokus en op daai tipe goeders nie en hy stabilised so en hy werk actually baie nice. En wat vir my nice is, in vergelijking met die 750 wat ek gister gebruik het ek nie nodig om vir hom te wag om my te soek hier heeltyd nie, like dit vir my, hy kry my daarom heeltyd nog so ver, so. Maar ek moet ook sê, ek het op die 750 het ek my 50 gebruik, so dit maak ook 'n groot verskil, want hy neem op 1.8,
Hierdie ene is so, ek dink hy begin op 3.5 en hy's 'n bietjie gezoom so, ons is so hier iewers seker maar by 4 daar rond. Ek sê seker wat sy stop nou is nie. Ek kan nie die settings sien wat hy nou is nie. So ja, maar dis al wat ek wou gesê het is as jy regtig geld het om te belê en jy wil in sport ingaan of aksiefoto's en soos all-round gaan. Jy gaan nooit 'n fout maak om een van die te koop hê. Al is hy hoe oud. Ek weet hulle is baie skaars nou. Jy kry hulle nou nie meer regtig so baie nie. Die Merk 2 en die Merk 3 kan jy nog kry beskikbaar in goeders, maar hulle is vrek duur. Maar ewen die Merk 1, as jy hom kan kry, dit is 'n stunning lens. En ek sal dit oor en oor sê. En ewen in 2025 is dit nog steeds 'n stunning lens. Daai ding werk soos 'n beest. Hy gee nie probleme nie. Hy hand nie. Daai ding focus dead on en dis dit. En ja, die RF 70200 is nou weer 'n ander storie. Ek dink daai ding moet sekerlik amazing wees. Ek kan net dink hoe amazing hy moet wees. Hy is bietjie buite die normale mense prysklas op die oomblik, maar gee so 10 jaar of so kans en dan sal ons hulle ook seker bietjie goedkoper kry, maar either which way, vir nou is hulle bietjie duur. So ja, as 'n mens belê in hierdie goeders, ons het nou al redelik baie lense en al sulke tipe goeders gehad. My vrou was baie lief vir haar Sigma 18250. Dit was baie nice lens geweest. Maar hy het daar baie in die steek gelaat. Veral met shoots en goeders, gelukkig het ons altyd backup shoots. So, dan het hy misgefokus of hy het sag gefokus of whatever ook al, maar ons het hom verkoop toe ons na die R mirrorless series toe gaan. Toe kry ons vir die enetjie en obviously het sy haar kit lens en haar 50 en al daai tipe goedjies. So en sy het nog 'n EF 100mm f2.8 macro lens. Daai ding is 'n hele ander game. En die ding is van daai prime lens is hy is nie stabilized nie. So jy moet jy storie ken om regtig macro mooi met hom af te neem. Veral uit die hand uit, want hy is ook nie lig nie in vergelyking met die goed nie. Hierdie dingetjie, ek weet nie, soveel soos 'n blikkie Coke omtrent, of as hy nie ligter is nie, dis regtig soos niks hierdie ding nie, al lyk hy so mooi, en neem my seker mooi foto's af. En, maar hy neem die 100-2.8 prime lens neem net so mooi foto's af. Baie skerp foto's. Ek dink hy is die USM ene. Maar die USM is maar net die focusing motor. So, maar ja, dis wat ek wil sê het vir vanaand. En as julle enige vrae het vir ander tipe lense of whatever ook, of julle wil samples sien of sulke tipe goeders, laat weet my en ons kyk wat ons kan doen. Leer ek hierdie ding om bietjie van my sample foto's hier buite sit en vir julle te wys wat doen die ding actually, want dit is ongelooflik. Ek love it as jy sportfoto's afneem en jy sien tot elke haartjie wat in die wind staan, wat die wind gevang het, of jy kan die ou se oë sien, jy kan ewen die ou se oë se kleur sien in die foto. So in detail neem daai 70200 af. Ek het nog nie die ene getestdrive met sport nie. Ek sal maar eendag my vrou moet nooi na een van die games toe en kyk of sy een of twee kindertjies daar kan vang op die veld. Maar tot dan toe nog is ek nog net met die 70200 en ek is happy met hom. So ja, eendag sal ek dink nie as ek sal upgrade na die Merk 2 of 3 toe nie, want soos ek sê, ek het al met hulle geneem en dit was vir my
basies presies dieselfde. Die Mark 2 was iets vir my actually nog swaarder en hy's bietjie groter actually. Sy lenshoek is ook groter as die ene. Seker maar net omdat hy die stabilizer in het en so aan. Maar was my man nie dieselfde gewees. Maar ja, that's it. Enjoy. Laat weet my as julle iets anders wil sien of hoor of wil leer.